keer af. Ja, maar die keer dat ek so swaar. Ja, Here God, wanneer ons vanmôre so voor U staan, dan bedoel ons dit wat ons sopas gesing het. Dit gaan alles oor U. En vergewe ons, Here, waar dit dikwels oor onsself gaan, of oor ander dinge. En waar ons vergeet, dat dit alles kom uit U, is deur U, is tot U. Want Here, ons behoort aan U in totaliteit. Elkeen van ons individueel. Hierdie gemeente, hierdie kerk. Here, behoort aan U. En ons bestaan enkel en alleen deur U genade. Dankie daarvoor. Dankie Here vir 'n vreugdevolle dag. Dankie dat ons saam kan jubel oor U grootheid, U goedheid. Dankie Here dat U ons gebede verhoor het. Dankie dat U U gesig na ons toe gedraai het en nooit U rug op ons gekeer het. Dankie Here dat U U volk kom optel het. En dankie dat U hierdie gemeente kom lei en op 'n nuwe pad en 'n nuwe spoor sit. Dankie Here vir 'n leraarspaar gesin wat U hierheen gestuur het. En Dominee Sean en Louise en hulle kinders. Dankie Vader. Dankie vir 'n genade en 'n liefde onbeskryflik groot. Maar dankie dat ons weet, dit hou nie hier op nie, Here. Dit begin nie eers hier nie, want U is lankal al aan die werk in hulle lewens en in hierdie gemeente. Dankie dat U vandag hierdie spore laat saamloop. En dat U ook die ene is wat die gemeente en hom lei op die pad vorentoe, maak die gemeente en hom absoluut afhanklik ook vir U leiding en bereid om aan U hand te loop en in gehoorsaamheid aan U te lewe elke dag. Here, my gebed is dat U in hierdie gemeente werklik U wonderlike plan volledig sal verwesenlik. Dat hierdie gemeente werklik sal wees liefdevolle ligdraer vir hierdie stad en vir sy mense. Here, dat die liefde so oorweldigend sal wees dat dit sal oorloop en dat dit mense sal nader trek. Dat die lig wat uit ons skyn so helder sal wees, dat dit nie anders kan as om 'n verskil te maak, daar waar ons woon, werk, speel ons span. My gebed is, Here, dat U ons vanmôre kom ontmoet, deur U woord, deur die Heilige Gees, dat alles wat hier gebeur, sal wees tot eer van U naam, dat U daardeur verheerlik sal word, en dat ons hier sal uitgaan, harte vol van vreugde, omdat U voorsien. Ons eer U, in Jesus naam. Amen. Ek kan die plekke inneem. Ek wil vra dat Sean Alexander wil, dat jy net hier voor by my kom staan, asseblief. Dis hy. Liewe gemeente, U het onder leiding van die Heilige Gees tydens gemeentevergaderings wat gehou is op die 18de Mei van hierdie jaar vir Dominee Sean Alexander Will as herder en leraar van hierdie gemeente te Howick en Pukekohe beroep. Ons moet altyd onthou dat dit God self is wat deur sy Heilige Gees mense roep en hulle aanstel om in besondere dienswerk in sy koninkryk en kerk te dien. Christus, wat sy lewe gegee het as 'n losprys om ons almal te kan red, en wat deur sy kruisdood en opstanding
dit moontlik gemaak het dat hierdie gemeente tot stand kon kom. Hy self het gesê, ek het nie na die wêreld toe gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En dis hy wat mense roep, en hulle dan dring deur sy liefde, om in sy diens te staan. Ons glo dat die Heilige Gees ook vir Sean en Louise gedring het, om ja te antwoord op die roepstem wat vanuit hierdie gemeente gekom het. 'n bedienaar van die woord is in die eerste plek 'n gestuurde van Christus en 'n gesalfde van die Heilige Gees, aan wie die bediening van die goddelike woord toevertrou word. Die ampt van leraar, sien ons in die Bybel, is een van die gawes wat die Heilige Gees aan die gemeente gee. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die gemeente opbou. En die ampt van bedienaar van die woord omvat dan die volgende verantwoordelikhede: verkondiging van die woord van God en die diens van die gebede, die lei van die erediens en die bediening van die sakramente, toesig oor die geloofsonderrig in die gemeente, die pastorale sorg van die gemeente en die hantering saam met die ouderlinge van die opsig en toesig oor die gemeente. 'n bedienaar van die woord word geroep om eerstens in 'n egte geloofsverhouding met God te lewe, om self so onder beheer van die Heilige Gees te staan, dat hy of sy daagliks vernuwe word tot getroue, nederige diens aan Christus, want dis waaroor dit gaan. Sean, ook in jou bediening. In die eerste plek gaan dit nie oor wat jy in die gemeente doen nie, maar gaan dit oor wat Christus in jou lewe doen, en hoe jy in jou verhouding met die Here self leef. Daarom moet daar in die lewe van 'n bedienaar van die woord, is daar geen plek vir eie eer, of vir selfsug nie. Hy moet sy gesin goed en met liefde versorg, en die gemeente moet deur sy persoonlike, deur jou geloofsgroei, met die res van die gemeente, ook geïnspireer word, om saam met jou hierdie pad met die Here te loop. Geliewe broer Sean, dis duidelik dat om bedienaar van God se woord te wees, is 'n wonderlike taak, is 'n geweldige voorreg, maar is terselfdertyd ook 'n groot verantwoordelikheid, om te bevestig dat jy hierdie verantwoordelikheid op jou neem, in die krag van die Heilige Gees, vra ek dat jy op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self, deur die Heilige Gees, deur die gemeente, jou tot hierdie diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament, die Bybel, as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid uit te oefen? En laastens, onderwerp jy jouself aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord? Omdat Dominee Sean vanoggend ook as leraar binne die ACK georden gaan word met handoplegging, vra ek dat alle leraars, bedienaars van die woord, kerkraadslede teenwoordig vorentoe kom, om vir hom die hande op te lê as teken van sy salwing in die ampt as leraar in die kerk. So u kan vorentoe kom. Sean, jy kan so 'n bietjie hierdie kant toe kom. Daar's hy. En dan kan jy kniel asseblief. Vriende, as jy nog nie teenwoordig was by die ordening van 'n leraar nie, dit is 'n baie spesiale geleentheid, want daarmee word deur handeoplegging, deur medebedienaars,
Hierdie kom staan nie so aan die kant, dat jy bietjie nader kom. Deur medeleraars en dan ook deur die kerkraad. Word daarmee gesê dat hy die salwing van die Heilige Gees ontvang het, om nie net in hierdie gemeente nie, maar ook in die kerk, in die ACK, as leraar, amptelik op te tree. So kom ons lê hom die hande op, en dan doen ons vir hom 'n gebed. Almagtige God, Hemelvader, Here, dis U wat roep. Maar U roep nie net nie. U maak ook bekwaam en U maak gewillig. U het gesê, wanneer U roep, dan salf U ons ook met die Heilige Gees. En dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om in die diens te kan staan, en wat vir Sean dan ook hier gaan bekwaam maak, Here, om leiding te neem in Howick en Pukekohe, om werklik 'n leraar te wees na U hart, 'n leraar wat U liefhet bo alles, wat aan U getrou is, wat in alles U woord navolg, en in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees leef. Here, my gebed is dat U hom so sal bekragtig, dat die Heilige Gees so beheer van sy lewe, sy denke, sy emosies sal oorneem, dat die woord so lewendig sal wees in sy lewe, sy denke en sy hart, dat hy in alles wat hy doen, aan U gehoorsaam sal wees, dat sy bediening hier in hierdie gemeente en in die kerk, tot seën sal wees, tot opbou van U koninkryk sal wees, en dat U naam daardeur verheerlik sal word, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Broer Sean, die Here het jou gesalf met sy Gees, hy het jou geroep, en hiermee kom erken ons, dat jy hier staan, ja, jy is 'n mens, 'n gewone mens, maar jy is ook iemand gesalf en geroep deur God, met sy Heilige Gees, en mag jou bediening in hierdie gemeente en in hierdie kerk absoluut tot eer van God wees, tot uitbreiding van sy koninkryk en tot opbou van die gelowiges. En mag jy self en jou gesin besondere vreugde ervaar in die bediening hier, in Jesus naam. Amen. Liewe broer Sean, neem nou vir jou verantwoordelikheid hierdie gemeente en die bediening waartoe die Here jou geroep het. Wees jy vir hulle 'n voorbeeld in jou lewe, in jou liefde, in jou gedrag, in jou geloof en in die manier waarop jy die pad self met die Here loop. Mens kan mense nie roep om op 'n pad te loop as jy self dit nie bewandel nie. Mag hulle deur jou lewenswandel in die Here absoluut geïnspireer word. Hou aan met voorlesing, vermaning, teregwysing, tydig en ontydig. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Paulus wat dit sê, dis die Bybel. Ook wanneer hulle nie heeltemal daarvan gaan hou nie, hou aan om hulle te vermaan volgens die woord van God, want dis jou verantwoordelikheid. Dis jou roeping. En weet, jou beloning is dit wat ons eendag kry, wanneer jy voor Christus gaan verskyn. En hy sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. En dit waarvoor ek jou aangestel het, was jy getrou. Kom in die vreugde van jou Heer. Mag daardie dag 'n dag vol vreugde wees. En gemeente, ontvang vir Sean, saam met hom Louise, vir wie hulle is. Mense, feilbare mense. Ons wat deur die Here geroep is nie supermense nie. Ons is ook net mense. Maar mense toegerus met die Heilige Gees, aanvaar hulle as gesalfdes van God. Luister na hulle. Luister na die boodskap wat hy gaan verkondig volgens God se woord. En gehoorsaam dit. Dien die Here. Laat julle toerus. Laat julle opbou. En bovenal, bid vir hom.
Bid vir hom. Bid vir Louise. Bid vir hulle gesin. Dan sal hulle dienswerk tot eer van God en tot seën van elkeen wees. Ek wil vra dat Louise ook net vorentoe kom asseblief. Kom staan gou hierso saam met Sean. Ons wil jou daarom nie heeltemal uitsluit nie. Kom ons staan op. Ek moet 'n bietjie die kant toe staan. Dat sê hy, ag, dit is so lekker dat julle ook hier is, hoor. Ek weet, dit is nie julle ideale ding wat julle wil doen nie, maar dis oukei. Dis daarmee elke Sondag se ding nie. Louise, baie sterkte vir jou ook. Mag die Here vir jou besonderlik begenadig. Ek weet, om in 'n pastorie te wees is altyd maklik nie. As jy 3 kindertjies het en jy's in 'n nuwe land en jy moet aanpas, jy doen ongelooflik goed. Maar mag jy genade van God ontvang. Mag hy jou toerus. Mag jy altyd aan sy staan. En mag jy altyd onthou, dis jou direkte verantwoordelikheid. En ek wil vir u sê, help hom om aan sy gesin aandag te kan gee. Om sy gesin goed te kan lei. En mag hulle bediening in hierdie gemeente tot ongelooflike seën vir elkeen wees. Ek wil vir julle kans gee, die leraars, om dalk net 'n woord vir hulle te gee, en dan kan elkeen vir hulle 'n handdruk gee, asseblief. Jy kan gou. Sean, ek dink aan Josua 1 vers 9, waar Josua voor die groot uitdaging gestaan het om nie Nieu-Seeland in te gaan, maar Kanaan in te gaan, met ongelooflike verantwoordelikhede, en God het vir hom gesê, wees sterk, wees vasberade, hou moed, ek is by jou. En mag dit waar wees vir jou en vir jou wonderlike gesin, dat God by jou sal wees al die pad. Onthou, hy trek vooruit. Hy het jou geroep, hy maak jou bekwaam en hy rus jou toe. Hierdie fantastiese werk wat jy in hierdie gemeentes gaan doen. Dankie. Ek kan sommer nou jou hand skiet. Sommer net wel. Sean, ek wil dan ook net as 'n spesiale woord vir julle eintlik saamgee. Paulus skryf in Korintiërs, hy sê ons wat hierdie skat in ons het, ons is maar erdekruike, kleipotte, wat maklik breek. Ons is nie infallible nie, ons is nie onbreekbaar nie, ons breek maklik. Maar die krag kom van God. En dis die boodskap wat God aan julle opgedra het, om hier te kom bedien. Mag die Here julle ryklik seën. Die kerkraadslede kan hulle ook net 'n handdruk gee, asseblief. As gemeente staan net op en dan sing ons vir hulle, laat die Here u seën op hul dae.
dink julle kan maar sit hoor. Goeiemôre vriende, familie. Dit is vir my 'n voorreg. Eerstens baie dankie. Dominee Johan, ons gaan later ietsie sê en al die bedankings doen, maar dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier te kan wees en vanoggend se boodskap ook vir julle te kan bring. So ek wil vra, voor julle sê ek preek te lank, laat ons begin, maar ek gaan eers vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons voortgaan met die skriflesing. Kom ons bid saam. Hemelse Here Vader, 'n voorreg om vandag u woord te kan hoor. Dit is 'n voorreg om hom te kan preek. En Vader, ons weet as die bouer nie u raadpleeg nie, Vader, bou ons te vergeefs. U is die een, Vader, wat die woorde in ons harte lê en u is die een wat maak groei. En dis ook my gebed. Laat u dit dan maak groei vandag. En laat die wie oor het luister. En laat hierdie lewende geloof word. En nie net saad wat op die pad val, opgepik deur die kraaie nie. Sê vandag se diens en die harte in Jesus naam. Amen. Julle kan sommer oopmaak by Romeine 12. Romeine 12 is my skriflesing vir vandag. Hy is ook daar indien jy jou Bybel hier het. Romeine 12 vers 1 tot 2 is my skrif wat ek gekies het. Ek lees vir ons uit die direkte vertaling, die 33 vertaling. Ek vermaan julle dan, broers of broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou hierdie gedeelte wat ek vandag wil beklemtoon is aan die einde van vers 1. Dit is die gedeelte wat sê, eintlik vers 1 wat sê ek vermaan julle broers by die ontferming van God, dat jy jou lewe moet gee as 'n offer. En dit is jou redelike, of as ons 'n sinoniem kan gebruik, jou sinvolle godsdiens. En vir ons bespreking se doeleindes moet ek net graag gou hierdie woordjie godsdiens net met jou bespreek so vinnig. Ja, maar ek moet dit nou doen, want dan gaan dit die bespreking net bietjie makliker maak. Godsdiens word ook vertaal as aanbidding. Julle ken die Engelse woord as worship, worship. So, dit kan gesien word as aanbidding of godsdiens. Sekere Engelse vertalings gebruik hom inteendeel as worship. So binne hierdie vers kan ons hom so lees, en dit sal ook reg wees om hom so te lees. Stel jou liggaam, of stel julle liggame, as 'n lewende en 'n heilige offer, wat aan God, of wat vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle aanbidding, of julle worship. En dadelik die vraag wat ek dink by ons opkom, is hoe kan my liggaam 'n offer van worship wees? Ek dink dit is belangrik om 'n hoe te vra, hou moet dit nie altyd by die hoe bly nie. 'n Meerderheid van Christene dink dat aanbidding of worship, soos ons dit ken, is sinonieme met die woordjie musiek,
Ons dink wanneer ons praat van worship, dan praat ons van musiek. Speel vir ons 'n liedjie, dan worship ons. Wanneer ek sing, worship ek. Wanneer ek nie sing nie, dan worship ek nie. En indien iemand by jou toe sou kom en vir jou sê, kom vanaand, Vrydag aand, vir 'n worship sessie by my huis. Ons gaan vanaand worship, dan gaan jy jouself regmaak vir musiek seker, of ietsie soos 'n noot vir noot. Ek weet nie nou of julle sal die Johan stemme sal nou nie daar wees nie, daar sal ook seker dalk nie 50 randjies wees nie. Maar dit is hoe ons worship sing, dit is hoe ons worship beleef. Nee, ons dink ons worship, dan sing ons is musiek. En ons isoleer aanbidding, ons isoleer worship, die term, isoleer ons wanneer ons sê dit is net musiek. En dit is nie wat die Bybel vir ons beskryf aanbidding is nie. Soms so van die begin af. En dit mag ook nie die Christen se uitgangspunt wees nie. Ons kan nie sê aanbidding is net musiek nie. Want dit beteken, sekere Christene worship God dan net vir 15 minute in 'n week. Aanbidding is soveel meer. En dit is veronderstel om meer te wees. En daar is mense wat in kerke sit, nou natuurlik nie hier by julle nie. Daar is mense wat in kerke sit wat 'n enorme stryd het met musiek in die kerk. En hulle sê, as die ritme nie reg is nie, as dit nie modern genoeg is nie, as die emosie in my nie beweeg nie, dan kan ek net nie aanbid nie. Met ander woorde wat jy sê is, jou aanbidding word beperk deur die musiek. Ek dink dit is sleg om te dink dat jou aanbidding met God beperk word deur 'n melodie. Daar is 'n probleem as mense meer besorgd is oor die ritme van die musiek, eerder as die inhoud daarvan. Nou ek hou van musiek, maar net soos voordat jy dink, jy hou nie van musiek nie, nee. Ek hou van musiek, maar musiek is nie die begin van my aanbidding nie. En so lief soos ek vir musiek is, het ek nie musiek nodig om God te aanbid nie. Musiek is pragtig en dit is verrykend en dit verryk verseker my aanbidding, maar musiek in dit self is nie aanbidding nie. Dit is wat ons hier gesing het, nê? I bring you more than a song for a song in itself. Ek bring u meer as dit. Musiek in homself is nie aanbidding nie. Musiek is net 'n uitdrukking van jou aanbidding. Ek stem saam, dit is baie lekker as jy dalk, ek weet nou wat se Christelike radio's hier is in Nieu-Seeland nie, of daar wel is nie, maar as jy op die pad ry, die oop pad, nee, dis jy in die vars lug, amper sê ek die vlaktes, maar dit was in die Vrystaat, dis nie nou hier nie. As jy ry en jy sit hom aan en daar kom een van jou gunsteling liedjies, Christelike liedjies en die ritme is reg en die wind in jou hare is reg en dit lyk soos 'n Pantene advertensie, dit is wonderlik. En jy sing daai liedjie uit jou hart en ek stem saam, dis lekker. En dit wek 'n sekere emosie, nee, dis wonderlik. Maar dis 'n uitdrukking van wat eintlik hier binne aangaan. Dis 'n uitdrukking van wat in jou hart is. En my doel vir vandag is om u te wys wat ware aanbidding is. Want as ons ware aanbidding kan verstaan, as ons ware aanbidding kan identifiseer, dan aanbid ons nie God net vir 15 minute in 'n week nie. Maar dan aanbid jy hom in jou hele week. En ek glo, soos ons in vers 2 lees, wanneer jy ware aanbidding ontdek, wat jy eintlik ontdek, is God se wil. So kom ons gaan na die skrif toe. Hy begin en hy sê broers. Hy sê ek vermaan julle dan broeders of broers. Nou hy praat nie net met mans nie, hy praat natuurlik met vrouens ook. Maar hy praat met gelowiges. Dis die term waaroor dit gaan, broers. Nee, soos julle ons kan sê is my broers en my susters in Christus, nee. Paulus skryf hierdie brief, Paulus skryf hom en hy skryf hom aan 'n gemeente in Rome. En hy skryf dit onder die leiding natuurlik van die Heilige Gees. En hy noem die mense in Rome, wat verdeeld was tussen Jode, Grieke, Romeine, mense van verskillende kulture, hulle het dieselfde taal gepraat, dieselfde taal gepraat, Grieks, almal het maar dit gepraat, maar verskillende kulture, en hy noem hulle broers. Voor Paulus hierdie brief geskryf het, en dit is vir my belangrik dat jy weet, voor hy dit geskryf het, wat gebeur het in die Romeinse gemeente, is dat die keiser het die Jode geskort, hy het hulle weggestuur,
en toe kom die keiser tot sterwe, en toe kom baie van die Jode terug. So die gemeente het aangegaan, die Jode was weg, daar was verskillende kulture, hulle het hulle verskillende maniere, en seker, as ek nou iets moet dink wat rym, verskillende troeteldiere, nee. Soos ons, nee, ons het verskillende maniere, ons het verskillende troeteldiere, ons het verskillende sienings, die Jode is toe weg, en die keiser kom toe sterwe, en wat doen die Jode? Hulle kom toe terug, en hulle kom toe terug in die gemeente in, en nou het jy 'n diversiteit van groep mense, almal praat dieselfde taal, ons almal praat Afrikaans, hulle praat almal Grieks, maar is 'n diversiteit, is 'n diversiteit waar daar sit, en dit hinder nie Paulus om te sê, broer nie, en ek dink dis 'n woordjie wat ons so gou oorlees, want die rede hoekom hy sê broer is nie omdat hy sê, ek skryf nou net aan al die Jode nie, of ek skryf nou net aan al die mans nie, hy sê nie ek skryf nou net aan al die Afrikaners nie, of al die Grieke, nee, hy sê ek skryf aan al die mense wat in Christus is. So die term broer bring eenheid nie op grond van kultuur ooreenstemmings nie, maar op grond van Christus. En nou sê ons, dit klink logies, dis eenvoudig, natuurlik, ons almal is in Christus. Maar as ons werklik almal in Christus is, hoekom bring ons kultuur en ons manier en selfs ons keuse van musiek soveel verskille? Want ons fokus is verkeerd, nee. Ons fokus is verkeerd. Die oomblik as 'n meer moderne ou instap en ons singe gesange, dan sê nee, ek wil nie daar wees nie. Maar word Christus gepreek? Of die oomblik as iemand ouer sou instap en sê, dit is net dalk te Engels, of dalk net te modern, dan sê ons, is aanbidding beperk tot musiek, of fokus ons op Christus? En ons hoor dit, ek het gehoor, mense praat veral in Suid-Afrika, ek gaan nie probeer baie terugverwys na Suid-Afrika nie, want ek dink almal doen dit seker, nee, maar as julle my 'n bietjie genadig kan wees nou. In Suid-Afrika kom hulle na jou toe en hulle sê, gewoonlik, dis hoe 'n gesprek gaan. Ek sê, ja, Sean, aangenaam ek kennis, hy, Jan, as jy Janus is nie jy nie, Jan, wat doen jy Sean? Ek is 'n leraar. O ja, ek is Pinkster, sê hy gewoonlik vir my. O, okay, is dit Jan Pinkster? Nee, is nie Jan Pinkster nie. Jan, ek is 'n Pinkster. Of Jan, ek is gereformeerd. Of jy sien, ons identifiseer en ons affilieer onsself met 'n tipe aanbiddingsstyl. Dis eintlik wat ons sê. Maar eerste eeuse Christene het dit nie gedoen nie. Weet jy wat het hulle gedoen? Ai, Sean, nou nie Joodse naam nie, maar kom ons. Sean, Jan, aangename kennis, goed om jou te ontmoet. Ek is 'n Christen. Jy's 'n Christen. Ek is ook 'n Christen. Regtig? Ja, ons is broers, want ons het 'n eenheid in Christus. Sê julle hoe oppervlakkige goed. Nie om te sê musiek is nie belangrik, jy moet my verkeerd verstaan nie. Maar die goed waarop ons fokus, wat ons bo Christus sit, veroorsaak dat ons fokus verloor. Waarop fokus ons? En Paulus skryf vir hulle. Hy skryf vir hulle as 'n tipe van 'n interdenominasionele kerk. Verskillende kulture, verskillende maniere, en ja, jy wag vir hom verskillende troeteldiere. En hy skryf en hy sê vir hulle, julle is ons broers en daar is 'n eenheid, want daar is 'n eenheid in Christus. Dis 'n eenheid. Ek sê altyd vir my seun, dan sê ek vir hom, ons het ook so Afrikaanse gesegde, dis 'n mooi gesegde, nê. Ons sê bloed is dikker as water. Dis reg, bloed is dikker as water. Nie my bloed en u bloed nie, die bloed van Christus. Die bloed van Christus is dikker as oppervlakkige goed. Waarop fokus ons, nê? So hierdie gedeelte wil ek vir u sê vandag. Hierdie gedeelte is nie 'n gedeelte net aan 'n spesifieke denominasie nie. Of 'n spesifieke persoon met 'n ander agtergrond of 'n ander styl van musiek nie. Hierdie gedeelte is vir Christene. Is vir gelowiges. Sonder een of ander spesiale kultuur. Sonder een of ander spesiale geloof. Hierdie gedeelte is vir my en dit is vir u. Dit is vir die wat wil weet waar die eenheid lê en wat ware aanbidding is. En hierdie gedeelte beskryf, hy sê nie net vir ons broers, dit is ware aanbidding nie, maar hy beskryf eintlik vir ons wat is ware aanbidding. So ons het nou gesê, ware aanbidding is meer as net musiek,
Dis meer as net 'n melodie. Ons het ook gesê ware aanbidding is nie beperk tot 'n spesifieke denominasie nie of 'n spesifieke gevoel nie, maar hierdie gedeelte gee vir ons 'n goeie beskrywing. En hy skryf hier, soos ons gesê het, aan 'n diverse groep mense, en voor hy by hierdie gedeelte kom van aanbidding, wil ek net vir jou sê, wat is die mooi konteks van Romeine 12? So die eerste 11 hoofstukke, nee, Paulus gee 'n goeie klas, hy's 'n goeie leraar gewees, verseker. Hy sou 'n goeie onderwyser uitgemaak het, dink ek, nee. So maar hy gee die eerste 11 hoofstukke gee hy teorie. Hy gee teorie, teoreties, dis waar jy in die klas sit, nee, dis die boring gedeelte vir die manne, nee. Ons wil uitgaan en gaan rugby speel, ons wil nie nou luister nie. 11 hoofstukke gee hy teorie. Hy gee hulle leerstellings. Ons praat in teologiese terme van doktrines, nee. Hy leer hulle. Hy leer hulle oor die sondeval, hy leer hulle oor die wêreld, hy leer hulle oor hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Hy leer hulle ook hoe ons reg gemaak is met God. Ons praat van regverdigmaking. So die eerste 11 hoofstukke leer Paulus hierdie mense in Rome oor die teorie. En net soos hy klaar is met die teorie, net soos hy klaar die les gegee het, nee, jy weet, nog 2 minute die klok gaan lui, dan sit pause, nee, dis nou amper. Net soos hy klaar die teorie gegee het, kom hy met die praktiese deel. En hy noem dit 'n vermaaning. Vermaaning, die woordjie vermaaning beteken om jou in te roep, om jou naby te roep, nee, die eerste helfte van rugby het moeilik gegaan. Kom manne, kom in, kom ons maak 'n kringetjie, kom ons herbesin, nee, of kom ons kom net terug na die gameplan, nee, dis wat hy sê. En hier kom die vermaaning, hy nooi jou nou. Hier kom Paulus en hy nooi jou. Na 11 hoofstukke se teorie, wat jy nie moet skep nie, wat jy moet gaan lees, na 11 hoofstukke kom hy en hy nooi jou nou, om jou 'n spesifieke instruksie te gee, om jou op te roep tot 'n daad, tot 'n aksie. En hier's die instruksie. Gee heel liggame as 'n lewende, 'n heilige en 'n aanneemlike offer aan God. Dis die instruksie. So eintlik, as ons kyk na die teorie en hy roep ons op om hierdie ding te doen, wanneer ons hierdie ding doen, glo ons die teorie sal altyd ooreenstem met dit wat ons doen. Dis wat hy sê. Kom ons praat net gou oor hierdie instruksie, net so vinnig. Hy praat van 'n offer. Offer is Ou Testamentiese terminologie, nee, dit kom van die Ou Testament af. Dit kom van die idee dat wanneer 'n priester God se tempel sou ingaan, moet hy 'n spesifieke diens lewer. Julle onthou, die priesters het ingekom met sulke rokke en het hulle ingestap en 'n spesifieke diens gelewer namens die mense, namens hulle self. En die idee was dat hulle God moes tevrede stel met die diens. Hierdie diens was gesien as 'n vorm van aanbidding. So die priester het nie net ingestap in die tempel van God en sy gitaar uitgeruk en 'n liedjie gesing en gesê, God, nou aanbid ek U nie, nee. Hy het sekere goed gedoen om God tevrede te stel. Hierdie diens was gesien as aanbidding. En jy weet dat die priesters natuurlik 'n offer moes bring, 'n offer vir mense se oortredinge. Die idee was dat daar 'n dier op die altaar gesit geword, daar moes 'n dier op die altaar gesit wees, of 'n bok of 'n skaap of 'n duif, dit hang nou maar af. En dan word daai dier op 'n altaar gesit en soos u weet word hy gebraai. Ja, gebraai, nee. So ons het nie, die Afrikaners het nie eintlik die braai ontwerp nie. Dit kom van daar af. Maar dan wanneer die dier gebraai word of geoffer word, was die idee daarvan dat die rook en die aroma, jy weet hoe ryk dit is, ek weet as Anna as Suid-Afrikaner braai, nee, ek wil nie sê jou buurman nie, want hulle barbecue, nee. So, jy weet hoe ryk dit, maar die idee was as hy aroma gaan op na die hemel toe. Hier's 'n offer en dit stel God tevrede. So die priesters het in die Ou Testament 'n dier gevat en hom gebraai en hom vir God gegee om te sê, God, ek hoop hierdie stel U tevrede, want weet jy, ek het oortree, maar ek wil nie gebraai word nie. Kom ons braai die dier in my plek. En die aroma stel God tevrede. En die offer stel God tevrede. En die vloei van bloed stel God tevrede. Nou Paulus verbind hierdie idee van offer, verbind hy soos ons gesê het met worship, met aanbidding. Hierdie priesters het 'n diens verrig om God tevrede te stel. So nou begin ons in 'n rigting beweeg. Nou kan ons sê wel, aanbidding is om 'n diens te verrig wat God
tevrede stel. Ja. Aanbidding is nie 'n liedjie nie. Dis om 'n diens te verrig wat God tevrede stel. Moet jy in 'n tempel ingaan? Nee, dis ou verbond, dis Ou Testament. Nee, ons gaan nie meer in die tempel in en maak braaivleis nie. As ons nou braai, is dit vir die kinders. Nee, daar is 'n spesifieke diens wat ons geroep word om te verrig, om God tevrede te stel. En nou, wat is hierdie diens? En hoe lyk dit? Ek dink dit is belangrik. Hy sê vir ons, hy sê eerstens vir ons gee, dis die woordjie wat hy gebruik, gee jouself. Gee beteken vrywillig, as jy iets vir iemand gee, is dit vrywillig. Dis vrywillig. God soek 'n vrywillige hart, die vrywillige ou. Gee. Jy moenie jouself forceer nie en sê, Here, jy weet, ek wil nie regtig 'n Christen wees nie, maar as dit is wat ek moet doen om in die hemel te kom, dan sal ek dit doen. Dis 'n geforseerde verhouding. God eis 'n vrywillige offer. Gee jouself. En jy weet, die een vir wie jy jouself gee, is die een aan wie jy behoort. En die een aan wie jy behoort, is die een aan wie jy onderdanig is. Ons is onderdanig aan God, omdat ons vrywillig hom liefhet. Nie uit forceer of 'n verpligting nie. Ek dink 'n goeie uitbeelding daarvan is die huwelik. Nee, jy het daar voor gestaan en jy het gesê, I do en neem jy hom? Ja, ek neem hom. Maar jou liggaam is syne en jou liggaam is hare en julle behoort nou aan mekaar, want julle gee julle self vir mekaar en daarom is julle een. Vrywillig. 1 Korintiërs 6:19-20 sê dit so mooi. Hy sê, weet julle nie dat julle liggame wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees en dat julle nie aan julleself behoort nie. Christendom is vrywillig en nie verpligtend nie. Ons moenie verplig voel om kerk toe te kom nie. Ons moenie verplig voel om Bybel te lees nie. Ons moenie verplig voel om te bid nie. Alhoewel dit 'n goeie dissipline is, maar dit kom uit 'n hart van vrywilligheid uit. Dit is die oorsprong van verhouding. So die eerste een is gee. Hoe lyk 'n offer? Gee, 'n vrywillige geskenk wat jy vir die Here gee. Jy gee. Wat gee jy tweedens? Jou liggaam. Jou liggaam. Ja, dit is nie waar die braai in kom nie. Jy hoef nie op die rooster te klim nie. Nee, die liggaam hier verwys na jou as geheel. Jou as siege, jou as siel, jou as mens wees, jou hart. Die grootste gebod sê dit so mooi, nee, Markus 12 sê dit so mooi. Hy sê, hê die Here jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand en al jou krag. Hoe hê jy God lief? Hoe lyk jou offer? En hoe gee jy jouself? Jy gee jouself in totaliteit. As ek weer my voorbeeld mag gebruik van die huwelik, wanneer jy daarvoor gestaan het, of toe jy daarvoor gestaan het en jy het gesê, I do, het die prediker gewoonlik gesê, deur siekte, maar ook deur gesondheid. Deur ryke, maar ook deur arme tyd, nee. En dis ook wanneer jy weet, wanneer die verhouding eg is. As jy weet die verhouding is vir iets, ek wil hom net trou vir sy geld, dan is dit 'n oppervlakkige verhouding. Ek trou hom vir wie hy is, en nie wat hy het nie. En God eis dit. As jy jou liggaam gee, beteken dat jy gee hom in totaliteit. Jy gee jou tyd, jy gee jou moeite, jy gee jou denke, jy gee jou energie, jy gee. Dis 'n goeie uitbeelding. Die derde een, om jouself te gee, dit is 'n lewende offer. So jy gee jou liggaam en jy gee 'n lewende offer. Lewende offer beteken dit is aktief. Aktief. Dit is nie 'n passiewe geloof nie. Aktief. Ek hou van die idee van as die offer op die altaar gesit word en die rook gaan op, nee, dis 'n aroma. Is 'n pragtige geur wat ons ruik en wat God tevrede stel. Maar so kan ons ook sê, as jy lewe week in, week uit, dag in, dag uit, as jy omgaan met mense, is daar 'n aroma wat jou lewe moet vrystel met die mense en wie jy in aanraking kom. En dis net aktiewe Christendom wat dit kan doen. Dis net aktiewe Christendom. Ek hou van die een teoloog, hy het gesê, baie is bereid om vir Christus te sterwe, maar daar is min wat vir hom wil lewe. Lewe jy vir Jesus? Lewe jy jou geloof?
4de beskrywing van 'n offer. Ons het gesien is vrywillig. Ons het gesien dis jou liggaam, ons het gesien dis 'n lewend. Die 4de een wat hy sê is heilig. Gee jou liggaam as 'n heilige offer. 'n Heilige een. Heilig beteken niks anders as om uitgesonder te wees nie. Dit beteken nie om 'n kringetjie op jou kop te kry en vlekkies te groei en 'n skyn aan jou te kry. Dis nie dit nie. Heilig beteken om anders te lyk as die wêreld. Anders te lyk as die wêreld. Die woord heilig beteken uitgesonder. Dit lyk nie soos hierdie wêreld nie. Ons praat van die gees van die eeu, nê? Die gees van die eeu. Want dis wat besig is om te gebeur, nê? Daar's 'n gees van die eeu wat opduik. Al die mense in die wêreld sê, dit is aanvaarbaar, ons verwerp die Bybel, ons dink dit, nê? Jy kan kies of jy 'n man of 'n vrou wil wees. Jy kan gelukkig wees met enige sonde wat vir jou aanvaarbaar is. Jou waarheid is jou waarheid. Maar die woord van God sê daar's een waarheid en dit is sy waarheid. Om heilig te wees beteken om nie 'n kompromie aan te gaan nie. Om heilig te wees beteken om te sê, ek kies God en ek kies sy instruksies. Ek kies sy woord, ek kies sy waarheid. Die wêreld leef en streef na sonde, maar nie ons wat heilig is of wat geroep is om heilig te wees nie. Ons leef en streef na God. Die wêreld draai sy rug op God, ons draai ons rug op die wêreld. Nie om te sê ons verwerp die wêreld nie, ons bedien hulle, maar ons kies om God te aanbid. In Johannes 3:3 sê dit so mooi. Hy sê en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Dis wat God sê. Hy sê wees heilig want ek is heilig. En dit beteken nie ons gaan dit perfek reg kry nie. Nee, ons is mens. Dis nie 'n verskoning nie, maar ons is mens. Partykeer val ons. Partykeer misluk ons. Dit gaan nie oor perfektheid nie, maar dit gaan oor rigting. As ek die Engels kan gebruik, it's not about perfection, but direction. Ek draai weg van die wêreld en ek beweeg na God. Ja, ek struikel, ja, partykeer moet ek terugkyk, dankie tog ons verander nie in 'n soutpilaar nie, maar ek beweeg na God. Terwyl die wêreld die kant toe beweeg, beweeg ek daai kant toe. Heiligheid. Beweeg na God toe. Die 5de punt van offer is dit is op God se terme. Is aanneemlik, die woordjie wat vir God aanneemlik is. 'n Offer is moenie vir mens aanneemlik wees nie, maar vir God. Ons kan nie sê ons aanbid die Here van die heelal op ons terme nie. Jy kan nie sê jy is aangestel en jy gaan werk vir jou werkgewer op jou terme nie. Daar is sekere vereistes. 'n Offer moet aanneemlik wees, dit moet aanneemlik wees vir God. En hier is ons gewoonlik waar baie mense sê, dit hoef nie aanneemlik te wees vir God nie, want God is 'n God van liefde. Ja, God is 'n God van liefde, maar hy is nie net 'n God van liefde nie. Hy is ook 'n God van heiligheid. En as daar een eienskap is van God wat oorbeklemtoon word, is dit heiligheid. God is nie liefde, liefde, liefde nie, sê die profeet. God is nie goed, goed, goed nie. God is heilig, heilig, heilig. Hy is liefde. En as dit nie vir sy liefde was, jy sou seker nie hier gewees het nie. En nou sê mense, ja, kom soos jy is, sê die Bybel. Hy sê, kom soos jy is. Maar hy sê nie, jy moet bly soos jy is nie. Kom soos jy is, stap saam met my 'n pad, draai jou rug op die sondige wêreld en kom ons werk aan jou, sê hy. Dis hoekom jy die gees van God het. Die gees van God is nie daar om net jou een of ander gevoel te gee nie. Die gees van God is daar om jou te transformeer sodat jy lyk soos Jesus. Want wanneer jy lyk soos Jesus, dan gee jy vir hom 'n aanneemlike offer. Dis hoe 'n offer lyk. Ek dink 'n goeie beskrywing is Jesus en die Samaritaanse vrou. Ek weet nie of jy bekend is met dit nie, maar Jesus kom en dis in die middel van die dag en daar's 'n put in Samaria, 'n put water, en daar's 'n vrou wat besig is om water te tap. Dit was 'n Samaritaanse vrou. Die Jode het gewoonlik nooit met hulle gepraat nie, nee. En hier kom Jesus daar aan en hy vra vir die vrou, gee my iets om te drink. En sy sê, hoe is dit dat jy my vra wat 'n vrou is en nog 'n Samaritaan is om iets te drink? En Jesus vertel toe vir haar hele geskiedenis, nee. En sy is toe in 'n hoekie gedruk, want Jesus het toe sekere sonde in haar lewe geïdentifiseer. En sy sê toe, en sy probeer toe die onderwerp verander. Jesus identifiseer iets en sy verander die onderwerp, en sy sê, ons voorouers het op hierdie berg aanbid.
Dan praat sy van Jakob meer spesifiek. Ons voorouers het hier aanbid. En Jesus sê, daar kom 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. Watse aanbidders soek God? Mense wat aanbid in gees en waarheid. Wat beteken dit? Gees beteken uit jou binneste, jou wese, hier binne in jou, waar jou gees is, waar jou siel is, waar jou, jy weet, jou hart uit, om met opregtheid te aanbid. Jy dalk nie die regte woorde nie, jy kan dalk nie die mooiste gebed sê nie, maar uit jou binneste aanbid jy die Vader en jy sê, Here, my gees, aanbid U. En aan waarheid, sy waarheid. Dit is vir God aanneemlik. So dit los ons nou met die vraag hoekom. So ek het vir jou gesê, hoe lyk 'n goeie offer? En 'n offer is aanbidding, maar ek wil graag die hoekom nou beklemtoon. Want dalk is ons net tog nie oorreed om te sê, maar ek is, of bereid om te sê, ek wil myself gee as 'n offer nie. Hoekom moet ek myself gee? Hoekom moet ek heilig wees? Hoekom moet ek anders lyk? Hoekom nie op my terme nie? Wel, vers 1 sê dit vir ons so mooi. Ek vermaan julle dan broers. En hier's die hoekom. By die ontferminge van God. Hoekom moet jy jouself gee? Wel, by die ontferminge van God. God se ontferming. Omdat God homself op verskillende maniere oor ons ontferm het. Ek wil net praat oor die woordjie ontferm. Ontferminge is meervoud, dit is 'n meervoud woord. Ek weet seker vertalings vertaal hom as 'n enkelvoud, maar dit is meervoud, hoor. Dit is 'n meervoudige woord. In Engels praat ons van mercies, né? Mercies as die keiser daar so staan by die Kolosseum en hulle almal skree en sê, moet hy nou sterf en sy duim raak swaar, dan sterf hy, maar as hy sy duim oplig, sê hy nie, nou gaan ons braai nie, hy sê, spaar sy lewe, hy is genadig, dis mercy. So dis die Engelse vertaling. Mercy beteken dat God ons werklik jammer kry in die toestand waarin ons is. Nie jammer soos om te sê, ag shame, arme jy nie, maar opregte meegevoel. Opregte medelee. En uit mercy vloei genade, nê? En hy gee vir ons geskenke en hy gee vir ons klomp goed wat ons eintlik nie verdien nie. God sien ons toestand en uit dit uit sê hy, kom ek gee vir jou iets beters, al verdien jy dit nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld dalk om dit maklik te verduidelik. Dit is 'n internasionale voorbeeld. Almal is bekend met hom. Dit is die probleem van 'n internasionale probleem. Dit is die probleem van die speedkop. Nou ons almal, ek wil nie sê ons almal het 'n probleem met 'n speedkop nie, maar 'n speedkop soms is 'n probleem, né? So verbeel jou, jy's besig om te jaag en 'n speedkop of 'n verkeersbeampte trek jou af, want natuurlik, jy's oor die spoedgrens. En jy sê, meneer, of die speedkop kwam na jou toe sê, meneer, hy klop aan jou venster, sê, meneer, lisensie asseblief, geef hom jou lisensie, hy sê, en die speedkop sê vir jou, meneer, weet jy, ek wag al die hele dag vir jou, jy is my eerste slagoffer, hoekom het jy so vinnig gery? En jy sê vir hom, meneer, dis juist omdat jy vir my gewag het, dat ek gou hier kon uitkom. En hy besef toe net, hy ontferm homself oor jou, en hy kry jou regtig jammer, omdat jy gejaag het. En die speedkop sê vir jou, luister, ek gaan jou hierdie straf spaar. Ek gaan nie vir jou 'n boete skryf nie. Jy kan maar gaan. En nou gaan jy. Die speedkop was jou genadig, sê ons, maar hy het homself ontferm oor jou. Hy was barmhartig oor jou. God sien ons ellende en hy besluit om nie ons straf vir ons te gee nie, maar eerder om homself oor ons te ontferm. Hoe mooi sê Psalm 103 vers 13 tot 14 dit. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar net stof is. Ons is stof. En God ontferm ons. Hy ontferm ons omdat hy goed is en nie omdat ek iets reg gedoen het. En dit is die konsep van ontferminge. Dit is die motief van my aanbidding. Die motief is omdat God goed is en omdat hy my raak gesien het.
En omdat hy besef hoe swak ek is, en omdat hy so goed was vir my, al het ek dit nie verdien nie, sê ek, Here, wow, dankie. As jy weer daai spietkop gaan sien, dan gaan jy vir hom stop, en jy gaan groet, en jy gaan vriende raak, en jy gaan hom nooi vir 'n braai, nie 'n braaip nie, 'n braai, jy gaan hom nooi vir 'n braai, en jy sê half, hierdie spietkop was my so goed gesind, hy's 'n nice ou. So dadelik begin jy sy karakter identifiseer, en sê, sy karakter is goed, hy's 'n goeie ou, omdat hy goeie goed gedoen het. Ons aanbid God en ons gee onsself as 'n offer, nie net omdat hy goeie goed doen nie, maar omdat dit 'n deel van sy karakter aan ons openbaar. So kom ek demonstreer die idee van ontferminge uit hierdie brief van Romeine. Ons het gesê, Paulus skryf die eerste 11 hoofstukke, teorie. Dis die klas, dis die les. Paulus is op pad, en hy skryf dit, hy gee vir hulle. Dan vermaan hy hulle, en hy roep op, Maar voor aan die einde van die 11de hoofstuk, voordat hy kom by die instruksie, gebeur daar iets. Nadat Paulus vir hulle gesê het, jy weet, julle was dood in Adam, maar nou lewe julle in Christus, julle was soos die stof, maar nou het julle 'n nuwe identiteit, 'n nuwe lewe, dis nie meer jy en Adam nie, maar is nou jy en Christus, jy het inteendeel so 'n goeie verhouding, dat jy nou 'n seun van God genoem word. Hy skryf hierdie voordele, hy praat van 'n ewige liefde, wat nie ophou nie, hy praat van 'n ewige genade, wat nie uitgeput kan word nie. Hy sê ook sy gees woon in jou. Hy sê daar's 'n ewige vrede wat jy as 'n gelowe het, wat jou verstand te bowe gaan. Hy praat van 'n ewige vrede wat niemand kan steel nie. Paulus gee die teorie na teorie, doktrine na doktrine. Hy sê jy het 'n reddende geloof, jy het troos, jy het krag, jy het wysheid, jy het hoop, jy het geduld, jy het vriendelikheid, jy het geregtigheid, jy het versoening, jy het ewige lewe, jy het vryheid. Jy is 'n seun van God. Hy gee al hierdie goed vir die mense en hy sê, kyk, dit is wat God gedoen het. Dis hoe baie hy vir jou gedoen het. Jy het dit nie verdien nie, hy het dit vir jou gedoen. Hoor net wat het die liefdevolle Vader vir jou gedoen. En net soos hy daai klas gee, word hy oorweldig in aanbidding. En hoor hoe sluit hy sy teoretiese klas af. Hoor hoe sluit hy hoofstuk 11 af. Vers 33 tot 36. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onafspeurbaar sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee, vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid toe tot in ewigheid. Na sy teoretiese klas, word Paulus oorweldig in aanbidding. En hy sê net, wow, hoe goed en hoe groot is my God. Wie skryf hom voor? Uit hom, in hom en tot hom is alles. Jy sien die oomblik toe Paulus die teorie sien, die doktrines en dit beskryf, besef hy net weer opnuut alles wat God vir ons gedoen het. Hy besef, Psalm 116:12, hoe kan ek die Here vergoed vir al sy goeie dade aan my? En dis dit. Dis hoekom ons onsself gee as 'n offer. En ons sukkel met dit, nee. Seker is sukkel met dit. Ons kan onsself nie gee as 'n offer nie, want ons besef nog nie wat Christus vir ons gedoen het nie. Ons dink, ek wil net die hemel behaal, maar ek besef nie werklik die prys wat vir my betaal was nie. En as ons nie werklik besef wat Christus gedoen het nie, sal ons nooit werklik kan aanbid nie. En dis hoekom leraars kerkbywoning motiveer. Nie sodat ons net moet sit nie. Nie sodat ons kan leer wie God is en wat hy werklik vir jou gedoen het. Want hoe meer jy leer van hom, hoe meer is daar om te aanbid van hom. En dis hoekom kursusse soos die Veritas gemotiveer word. Bybelstudie gemotiveer word. Dis hoekom ons dae vat om die Bybel te bestudeer en om oop te vou. Want hoe meer ons die woord ontdek ons die God van die Bybel. Ons lees nie net Bybel om Bybel te lees nie. Ons lees Bybel want ons wil die God van die Bybel ontdek. En wanneer ons God ontdek, dan breek ons uit in aanbidding. Ons breek uit in aanbidding. So,
En dan is ek amper klaar. Want ek preek nou lank. Hoe gaan ek myself dan gee as 'n offer? Ek het gesien wat 'n offer is. Ek weet hoekom ek dit moet doen. Ek het 'n goeie motiveerder, want dit is op grond van wat Christus alles gedoen het. Maar hoe? Hoe gaan ek dit doen? Wel, vers 2 wat ek glo 'n preek op homself is, maar vers 2 sê vir ons. Vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke. En dis wat ons sê. Die oomblik wanneer jy God ontdek, wanneer jy sy woord hoor en sy waarheid dring nie net deur tot jou verstand nie, maar deur tot in jou hart, kan jy nie anders as om te verander nie. Ek het met iemand gedeel, toe praat ek nog ons, ek het ek dink was tyd vir 'n storie, nee, ek het met iemand gedeel wat ek was, toe ons in Bonnievale was, die meneer langs my was 'n redelike, hy was Afrikaanse meneer, maar was kwaai, en ek weet ook, hy was so tussen die boom en die bas oor geloof. Hy het gesê, sy groot ding was, hy het geglo die Bybel was nie waar nie. Hy het gedink mense het dit geskryf, jy weet. En toe eendag toe maak hy 'n afspraak met my. En ek dog, joh, wat gaan ek vir hierdie ou sê? Want vir my is dit belangrik om hom te oortuig, maar eintlik besef ek gaan hom nie kan oortuig nie. Die Here moet hom oortuig. En hy sit daar en ek praat hom toe van hoe die skrif geïnspireer is. Ons praat van die apostels was gebruik, mense was gebruik, maar dit was onder die leiding van die Gees, en ek gee vir hom al die teorie. En hy kyk net so vir my, en ek sê toe vir hom nog een ding, ek sê toe vir hom, weet jy van al die boeke wat ek al gelees het, en jy is 'n Afrikaanse meneer, jy het seker al baie gelees, want jy lees seker 2 of 3 keer vinniger as ek. Ek sê, maar van al die boeke wat ek gelees het ek ontdek, dat hierdie boek, die enigste boek is wat mense se lewens verander. Ander boeke is dalk selfhelpboeke, maar dit verander nie jou wese nie. Wanneer ons denke vernuwe, dan vloei dit oor in aanbidding. Maar ons denke kan nie vernuwe word as ons nie in God se woord bly en sy Gees gebruik die woord om ons te verander. Ek herinner jou aan Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg. Dit beoordeel die hart, die voornemens en die gedagtes. Dis hoekom jy groei wanneer jy God se woord bestudeer. Dis hoekom jy uitstap en jy voel verlig. Dis hoekom wanneer jy werklik stil staan by die Here en in sy woord, dan verander iets in jou. Paulus gebruik die woordjie van vernuwing of verander. Hy gebruik die woordjie van metamorfose, nê. En ek seker baie predikers het hulle preek daaroor gepreek, maar metamorfose is 'n wurm en hy word 'n papie. Hy word nie 'n pappie nie. Hy word 'n papie, van 'n papie word hy 'n skoenlapper. Ons denke moet vernuwe. Maar hoe gaan ons denke vernuwe as ons vir 30 minute stil staan op 'n week by die Here? Laat ek dit vir u opsom, en dan is ek klaar. Ons sien wat aanbidding is. En ons het 'n idee gehad, aanbidding is net 'n liedjie, dis worship, nee. Musiek is mooi. Maar vat nou hierdie idee van 'n liedjie, en sit dit langs hierdie beskrywing van wat ware aanbidding is. En dan besef jy eintlik hoe belangrik dit is, en of ons dit doen of nie doen nie. Aanbidding moet vrywillig wees. Jy moet alles gee, dit moet aktief wees, dit moet anders lyk, en is op God se terme. En dis hoekom Paulus skryf in 1 Korintiërs 10, of jy eet en of jy drink, enigiets anders doen alles tot eer van die Here. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, ons besef vandag dat baie keer beperk ons onsself deur sekere sienings. En my gebed is dan dat hierdie woord weer opnuut ons kom transformeer, dat ons denke verander sal word, sodat ons in aanbidding kan gaan. Ons wil U aanbid, Here, nie net vir wie U is nie, maar vir wat U ook gedoen het, en vir wie U is. U het 'n duur prys betaal, maar dit gebaar iets van U liefdevolle hart. Dis hoekom ons wil aanbid. Ons wil U eer gee, ons wil onsself gee as 'n lewende offer. En my gebed is, Here, dat U ons sal help deur die Gees. In Jesus naam. Amen.